Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons praat vanmôre met Denise Fourie, vernoot en welvaartbestuurder van PSG Wealth Silver Lakes in Pretoria. Ons gesels 'n bietjie oor beleggings, aandele, eiendomme, kontant, effekte en dis meer die afgelope 10 jaar. En wat dit vir jou as 'n belegger beteken, hoe hulle soos Engels sê, perform het. Nou ja, ons selfs bietjie met Denise. Goeiemôre Denise. Môre, julle is lekker om weer hier te kuier. Lekker om jou hier te hê, Denise. Ek dink ons het so die afgelope tyd baie in detail bietjie gegaan en ek dink op die eind van die dag kom dit maar neer op groei, maar ek dink die boodskap vandag wat ek wil oordra is groei is 'n langtermyn game wat jy moet speel. Maar mens moet groei pertinent gaan meet oor hoe jou koopkrag meer kan raak en hoe jy meer kan spandeer oor tyd. So die eerste skyfie het ek maar net gaan saamstel om te wys hoe jou bateklasse gegroei het oor 10 jaar. So ja, hieruit kan jy sien dat kontant effekte en aandele was eintlik maar jou wenners op die ou end van die dag gewees. Eiendom is hier aan die onderkant, so dink jy dit moet mense te skrik maak. Ek dink is maar wel COVID ingekom het en so aan. As jy regtig braaf was en jy het in 2020 in eiendom gaan belê, het jy regtig goed gedoen die afgelope 5 jaar. Die punt wat ek hier wil maak is dat bateklasse lyk anders oor tyd. Kontant is 'n stabiele reguit lyn, maar dit gaan nie inflasie klop oor die langtermyn nie. Jy gaan nie meer spandeerkrag hê nie, jy klop net inflasie. So die enigste wenner oor die langtermyn is aandele. Jy moet groeibates in 'n portefeulje hê. Baie belangrik is mense verwar dikwels wisselvalligheid en risiko met mekaar. So wat is wisselvalligheid? Wisselvalligheid as jy na daai blou of die rooi aandele lyn gaan kyk, is hoe goed beweeg. Dit staan nie stil nie en dit beweeg op en af soos marksiklusse en nuus uitkom. Risiko is die kans dat jy al jou geld gaan verloor. Jy het nooit jou geld in hierdie 10 jaar reis verloor nie, dit het wel beweeg en dis wisselvalligheid. So wees versigtig om te sê, is dit 'n risiko? Nee, dit is wisselvallig, dit beweeg net 'n bietjie meer. Is dit hoekom mens ook nie net te vinnig besluite moet neem om weer geld uit 'n aandeel te onttrek nie, want daar gaan wisselvalligheid wees in enige aandeel. Presies. En jy moet besef dat 'n aandeel 'n langtermynbate is. So jy moet langtermyn in hom wees. Jy kan nie vandag ingaan en oor 'n maand nou sy af, nou sê o, ek het 'n fout gemaak nie. Jy moet langtermyn in 'n aandeel wees. Jy moet 'n aandeel vir ten minste 5 jaar lank hou. So 1 moet jy hom reg koop en 2 moet jy hom vir lank genoeg kan hou om die waarde te ontsluit op die ou end van die dag. So ja, dit is dit gaan kyk langtermyn, moenie na verlede jaar se wenners kyk nie. Ek het dit laas ook gesê, moenie bateklasse kies op grond van wat het goed verlede jaar gedoen nie, want dit gaan nie dalk volgende jaar weer goed doen nie. Ja. Hoekom is dit so belangrik om in verskillende bateklasse te belê? Wel, dit kom maar neer op diversifikasie, nee. Daai ou sê ding van moenie al jou eiers in een mandjie sit nie. Wat ek hier probeer illustreer is hoe goed 'n gediversifiseerde portefeulje die perslyn doen oor 'n 20 jaar termyn. Nou as jy baie keer dink mense 20 jaar is te lank, maar as jy aftree op 60, 20 jaar lank as jy 80 jaar oud, dan is jy 10 en nog nie oorlede nie. So dit is nie langtermyn nie, jou bates moet so lank belê word. Wat ek hier probeer wys is, as jy oor 'n 20 jaar termyn in kontant veilig sit en jou lyn is baie stabiel, versus om aandele groeibates gediversifiseerde portefeulje, so 'n kombinasie van al daai eiers in die mandjies te hê, is die prys wat jy betaal dat jy nie inflasie klop nie. Okay. So jou geld kan nie meer dieselfde ding koop nie. So dink so daaraan, as jy R10.000 vandag het, oor 5 jaar van nou, as ek inflasie gaan kyk en ek sê oor 5 jaar van nou, wat kan daai R10.000 vir my koop? Kan dit net vir my R6.000 se goed koop. So jy kan nie meer dieselfde brood koop oor 5 jaar van nou af as jou geld nie groei nie. En dit is die belangrike ding. Dis hoekom jy groeibates en aandele in 'n portefeulje moet hê. Moenie die fout maak om net versigtig in kontant te sit. Jou geld op papier lyk vir jou nog na waarde, maar dit kan nie dieselfde ding koop meer oor die langtermyn nie. So dis die belangrike ding. Kyk dan na daai grafiek en inflasie en kontant en effekte en die verskil daar. Dis nie altyd wat mense dink die geval is nie. Jy verwys spesifiek na die feit dat inflasie, die impak wat inflasie het op kontant as jy dit sou hou. Yes. As 'n mens 'n voorbeeld het, kan jy 'n voorbeeld gee byvoorbeeld van 'n belegging oor 10 jaar
as dit sê nou maar met 6% groei teenoor 10%. OK. So wat ons eintlik vergelyk met mekaar is ons gaan twee goed vergelyk. Eerste gaan jy kyk hoeveel die waarde is. So as ek 1 miljoen rand vat en ek belê dit vir 10 jaar lank, 6% teenoor 10%. Oor 10 jaar is as ek dit teen 6% opbrengs kry, dan is dit 1.8 miljoen rand werd. As ek dit teen 10% opbrengs kry, dan is dit 2.6 miljoen rand werd. So jou belegging het 2,5 keer meer geraak. Die belangrike ding is jy skuif jy aan die regte kant. Wat kan dit vir jou koop? Want as jy gaan en sê daai 1.8 miljoen rand kan op die ou end van die dag net 1 miljoen rand so goed vir jou koop. So jou waarde het net dieselfde gebrei. So volg my, ek het 1 miljoen rand, dit het met 6% gegroei. Dis oor 10 jaar 1.8 miljoen rand werd, maar daai 1.8 miljoen rand kan oor 10 jaar net vir my dieselfde ding koop. Want dit is dieselfde as wat inflasie in elk geval sou gegroei. So dis jou toekomstige waarde, dis jou werklike waarde en dis hoe goed dan nou duurder raak as jy daai 1.8 miljoen gaan aanpas vir inflasie. Wys as die 10% opbrengs, kan jy 2 keer soveel met jou geld koop. En dis wat jy moet regkry in 'n portefeulje. Jy moet regkry dat jou geld bo inflasie groei. Want as jy 6% opbrengs gekry het, kan jy nog net dieselfde ding koop. Jou geld het nie gegroei nie. Ja, so dit is die belangrike ding. Maar dis nou juist wat ek by jou vra, is soos waarom is dit belangrik om 'n bateklas te kies wat koopkrag oor tyd beskerm? So dit kom maar daarop neer dat jy moenie bang wees vir daai wisselvalligheid nie, want dis waarvoor ouens bang is. Hulle sê as ek vandag vir jou 1 miljoen rand gee, kan dit môre 900 000 rand werd wees. Dan is die antwoord ja, dit kan. Want jy gaan dit aan aandele blootstel, dit gaan wissel en dit gaan beweeg. Maar jy kan nie ek sê altyd moenie 'n 100 meter atleet teen 'n 10 kilometer atleet meet nie, want hulle gaan glad nie op dieselfde tye piek en vinnig hardloop en so aandele is 'n 10 kilometer atleet. Dis 'n lang termyn atleet. Kontant is 'n 100 meter atleet. Kontant moet vir jou inkomste gee in 'n portefeulje. Dis vir jou korttermynbehoeftes, dis vir 'n noodfonds. So dit wat jy onmiddellik in die eerste 2 jaar nodig het. As jy 10 000 rand 'n maand inkomste nodig het, moet jy omtrent 200 000 rand in kontant hê. Die res moet versprei wees tussen effekte, aandele, plaaslik en buitelandse blootstelling. Amper 60% van ons portefeuilles sit in langtermyn groeibates, aandele en buitelandse blootstelling. Om jou net 'n idee te gee, dis nie 10% nie, dis meerderheid van jou portefeulje sit in dit. So die belangrike ding hoekom jy in verskeidenheid bateklasse moet wees, is dat jou geld koopkrag moet behou, dat jy daai bo-inflasie moet klop en dat jy meer as net dieselfde ding moet kan koop oor die langtermyn. Want as jy inkomste ook uit 'n portefeulje begin trek, raak dit verskriklik belangrik. Jy kan nou dink as jy 6% groei gekry het, jy trek 6% inkomste uit jou portefeulje. Dit groei nêrens heen. Jy gaan agteruit. So dis hoekom dit belangrik is om gediversifiseerd in 'n portefeulje te wees. Jy praat oor portefeuilles. Hoe moet 'n mens jou portefeulje struktureer om langtermyn groei te maksimaliseer en daai koopkrag wat jy wil hê aan die einde van 'n tydperk dan te bereik? So Pierre, die eerste ding, balans is verskriklik belangrik. So moenie net jou geld in een bateklas. Ek kom dit so baie keer teë wat iemand byvoorbeeld net SA retail bonds of staatseffekte het en hulle voel baie veilig in dit. So balans, hê ietsie van alles in 'n portefeulje. Diversifiseer of diversifikasie is regtig. Ek het laas ook gesê dis jou enigste free lunch wat jy in ons wêreld kry is om te diversifiseer. En dan weet wat jou doelmerke is. Weet wat wil jy bereik? As jy sê maar ek moet inkomste trek, gaan jou portefeulje anders lyk as 'n jong ou wat net groeibates byvoorbeeld in 'n portefeulje moet hê. So om nie al jou eiers in een mandjie te hê nie is verskriklik belangrik. Ons doen dit ook nie. So jy gaan sit omtrent 40% in aandele. Ons het omtrent 10% effekte blootstelling. Buiteland gee vir jou baie goeie groei oor langer termyne. So die antwoord is diversifikasie. Jy moet aan alles blootgestel wees want marksiklusse werk ook anders oor verskillende tye. So sekere goed groei in sekere tye waar ander goed swaar kry. En dan kan jy nie net aan een ding blootgestel wees nie, want as jy net aan een ding blootgestel is, gaan jou hele portefeulje swaar kry en alles gaan afwees.
So diversifikasie is op die ou en die antwoord om 'n balans te hê tussen jou verskillende bateklasse. Wagwoord. Baie dankie Denise vir jou tyd Dankie vanmôre. julle, dankie. Dis lekker om weer saam met julle te kuier. Ja, dis Denise Fourie van PSG Wealth Silver Lakes in Pretoria. Indien jy enige vrae het, stuur gerus 'n e-pos na denise.f, dis haar van denise.f by psg.co.za.